Baie welkom by Theo Koppeltekenlogie. Ons gesels oor verslawings en daai goed waarmee ek en jy battle. Galasiërs 5:19-33 en veral as jy dit in die message lees, dan kom jy agter maar dis patrone, dis emosionele en psigiese patrone in 'n mens se lewe wat dit net die hele tyd herhaal en dit produce hierdie tipe vrug in ons lewe. Ons verlede keer gepraat oor jou emosionele geluksprogram. Dis daai ding waarmee ek en jy instinktief gebore word en ten alle koste werk hierdie program dat ek sekuriteit kan hê, dat ek aanvaar kan word, dat ek veilig is en dat ek in beheer is en dat ek power het en al daai goed wat vir my die gevoel gee ek is iemand. Maar die ding is, hierdie emosionele program word gekaap deur ouers, deur familie. Niemand is perfek nie. En dan beland ek en ek ontdek myself as geïsoleerd en in 'n vyandige wêreld. Nou, hoe oorleef 'n mens? Wat gebeur as jy nie kry wat jy soek nie? Dis eenvoudig. Ek create gedrag in my dat ek kan kry wat ek soek. Soos 'n kind. 'n Kind wat nie liefde kry nie, skep 'n self in hom dat hy die liefde kan kry wat hy nodig het. Nou die woord self, dit kom van die woord persona, is eintlik masker. En dis die ding. Dat dis hoe ons lewe, dis soos Adam en Eva. Dat hulle ontdek hulle is naak, maar dis die vraag wat die Here vir hulle vra is, wie het vir jou gesê dat jy naak is? Met ander woorde, in hulle lewe begin 'n conversation oor wie hulle is. Dit noem, en dit word die vals self genoem. En Thomas Keating, hy sê dit so mooi, hy sê, al wat hierdie operating system doen as hy gekaap word, hy lewe en hy bestaan vir homself, hy inflate homself, hy verheerlik homself, sy hele wêreld bestaan, en dis die wêreld wat Paulus in Galasiërs 5 probeer beskryf. Dis hierdie innerlike wêreld wat kyk en gefokus is op homself. Ons praat oor die 12 stappe van die AA-program. En die eerste stap is, jy moet erken dat jy weerloos of powerless is. Jy moet sien hoe hierdie emosionele program van jou gekaap het en waar dit jou het en hoe dit jou vashou, en dis ongelooflik moeilik. Een van die groot simptome wat vir jou sê jy's in so lewe vasgevang, is die feit dat jy altyd gaan blameer, soos wat Galasiërs 5 sê, depersonalizing everyone into a rival. Jy sal altyd 'n victim moet maak, en as jy dit nie baie goed kan doen nie, dan moet jy 'n victim word. Dis al oorlewing wat hierdie program het. Dit is al hoe jy altyd aan top gaan wees, en soos wat Galasiërs begin, hy sê, kyk bietjie wat se lewe ontwikkel, dat jy altyd net jou way wil hê. Dis die produk daarvan. Dis eintlik die hele storie van die Bybel, net, dat God neem skuld op hom. Hy maak niemand 'n victim nie. Hy word die sondebok genoem, en dit was genuine so. Die hoofpriester in daai tyd het 'n bok gevat, sy hande op hom gelê, die sonde oorgedraai die bok, om uitgevat in die woestyn dat hy kan doodgaan. Op 'n manier sê God vir ons dat die enigste manier hoe ons uit destruktiewe patrone kan kom met ons lewe, is presies dit. Hou op victimize en hou op om die victim te word. En om tot daai besef te kom is eintlik, dis 'n stap van desperaatheid. Dis 'n erkenning wat jou op 'n plek moet kom sê, hoor, hierdie is die reality in my lewe, nou face ek dit. Ek wil hê jy moet die volgende lees, Jeremia 6 vers 14, en lees dit net oor en dink daaraan. In die Living Bible sê die volgende, you can't heal a wound by saying it's not there. Dis in my natuur, dis in jou natuur om net te sê, dis nie daar, dis nie daar. Ek wil vra, dink net wat die verskil in jou lewe sal wees en wat dit vir jou kan beteken
om met reality om te gaan, om te kan sê, hoorie, maar hierdie goed is hier. En dit is waarvoor jy kan vra. Dat hierdie program wat jy eintlik nodig het om die erkenning te kry, om hierdie behoeftes, instinktiewe behoeftes in ons te vervul, om dat die Here dit net kan gesond maak en dat daai behoeftes in hom vervul kan word. OK, ons praat volgende keer weer.